Goeiemôre. Die winter wil ook maar net die pad gee nie, nee. Dit bly koud. Maar ek hoop waar jy sit en luister, is dit lekker warm vir jou. Ons gaan lees uit Openbaring 1 vanaf vers 4 tot 8. En die tema is die kode is ontsyfer. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Ja, Here, dit is koud en ons wil in besonder bid vir hulle wat nie warm slaap nie, wat nie warm klere het soos ons nie, wat regtig swaar kry, wat honger gaan slaap, en ons wil vra dat U saam met hulle sal wees en dat U hulle sal aanraak en ook ons sal bemagtig om by hulle uit te kom en hulle aan te raak. Baie dankie dat ons hier kan saam bid ook vir hulle wat siek is, nie lekker voel nie, wat deur 'n moeilike tyd gaan. En Here, help ons ook nou waar ons uit die woord uit gaan lees. Amen. Right. Openbaring 1 vanaf vers 4. Groete en lofprysing, Johannes, aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom, wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood, en die heerser oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons lief het, en ons deur sy bloed van ons sondes verlos het, wat ons 'n koninkryk gemaak het, priesters vir God, sy Vader. Aan hom kom die heerlikheid en die sterkte toe, vir ewig en ewig. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Selfs hulle wat hom deurboor het en al die volke op die aarde sal oor hom rou. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die een wat is en wat was en wat kom, sê die Here, God, die Almagtige. Ek wil basies stilstaan by die hele gedeelte. En onthou, ek het gesê dat die tema is, die kode is ontsyfer. Nou, as ons begin praat oor hoop, dan besef ons dat hoop is eintlik 'n goeie ding. Want hopeloosheid lei die meeste van die tyd tot depressie. En solank as daar hoop is, solank as daar iets is om voor te lewe, dan is ons almal positief. En ek wil begin met hierdie aanhaling uit 'n fliek. En ek weet nie of julle hom gesien het nie, ek het hom nie gesien nie, maar ek het baie nou oor hom gelees, en klippies gekyk, en die fliek is The Shawshank Redemption. Shawshank Redemption. En daar kom 'n aanhaling wat sê, een goeie ding gaan ooit dood nie. Geen goeie ding gaan ooit dood nie. Nou, hierdie film speel af in 'n tronk, waar die hoof en die bewaarders genadeloos misdadigers hanteer. En die held in hierdie fliek word lewenslank onskuldig. Gewoonlik werk dit mos maar so in 'n fliek. Onskuldig opgesluit, en hy besef dat die lewe agter tralies nou sy voorland is. En neersagtigheid en depressie tref hom, want hy kan nie maklik sy onskuld bewys nie. En soos hy agterkom, die meeste saam met hom is onskuldig daar. Maar met die tyd word hierdie held vriende met die leier van 'n sekere groep gevangenes, en in die gevangenis gaan daar 'n nuwe wêreld vir hom oop.
Want hy kom agter, daar's 'n geheim in die tronk. 'n Geheim wat hom elke dag hoop gee, om te midde van die swaar kry, kop te hou en logies te kan dink. Want daar's eintlik binne die gevangenis 'n groep wat die binnewerke van hierdie gevangenis beheer. En hulle gebruik kodes en tekens en geheime taal waarmee hulle met mekaar kommunikeer, sonder dat die wagte besef wat besig is om voor hulle oë te gebeur. En as gevolg van hierdie kodes kan enige iets van buite af ingesmokkel word. In die wasry, die biblioteek, op die terrein waar hulle onder die wakende oë van die wagte basketbal speel, orals is hierdie kode aan die werk. En die wagte het nie idee wat aangaan nie. Net hulle ken die kode. En skielik het hierdie man hoop om elke dag op te staan en saam met sy medegevangenes, die wagte en veral die offisier en bevel se wreedaardigheid te trotseer. Te midde van die aanslag teen hom beleef hy tog 'n vryheid. En hy ervaar, soos ek net nou gesê het, hoop terwyl die omstandighede eintlik ondraaglik is. Want hierdie held weet iets wat die wagte nie weet nie. En hy weet daar is uitkoms. En later sien ons dat hy toe ontsnap het. Nou, Openbaring word geskryf deur 'n ander gevangene. En sy naam is Johannes. Tydens sy laaste jare word Johannes Patmos toe verban. Dis in die Middellandse See waar hy uiteindelik as ou man sterf. Nou, as jy iemand verban, wil jy hom eintlik stil maak, jy wil hom verwyder. En die Romeinse regering het al hoe meer agterdogtig teenoor Christene geword, en hulle wou nie hierdie vreemde geloof oral toelaat in die ryk nie. Dat hierdie vreemde geloof die ryk versprei nie. En daarom word Johannes veroordeel, wat hierdie goeie nuus verkondig, en hy word Patmos toe verban. Maar dan sien ons hier op Patmos, Johannes se mond kan nie gesnoer word nie. En hy skryf die boek Openbaring. Openbaring as 'n troostboek aan 'n lydende en 'n vervolgde kerk. Aan Christene wat dwars oor die Romeinse ryk vervolg word. Meer nog, meer spesifiek die 7 gemeentes in Asië. Nou, die gelowiges het bitter swaar gekry onder die Romeinse regering en hulle het begin moed verloor. En hulle het gevra, hoe kan God help? En hulle het ook gevra, wanneer kom daar 'n einde aan hierdie gemors waar ons onsself bevind? Wanneer kom die einde van die wêreld? En dan skryf Johannes hierdie boodskap van God aan hulle. En deur hierdie boodskap wil hy sy kinders troos en bemoedig. Hy wil vir hulle hoop gee. Hy wil die toekoms vir hulle oopmaak. Hy wil vir hulle sê, moenie moed verloor nie. God is in beheer. Die toekoms is in God se hande. Maar Johannes skryf hierdie boek in 'n geheime kodetaal, wat ons vandag apokaliptiek noem. Want hy skryf dit in 'n taal wat deur die Christen in die Romeinse ryk verstaan word. En die ouens wat hierdie briewe in die hande kry, of hierdie brief in die hande kry, as hulle nie Christen is nie, kan nie 'n kloukie by die oor bring nie. Ja,
Gelowiges kry swaar in Romeinse oorheersing. Hulle is op moedverloorse vlakte. Hulle vra, hoe kan God help? Wanneer kom die einde van die wêreld? En in 'n sin dan stem hierdie kodetaal ooreen met wat in die Shawshank Redemption aangaan. Daar simbole, tekens, en 'n taal wat vir baie mense onverstaanbaar is. Ja, vir buitestanders 'n geheime kode. Maar vir die bevoorregtes in die binnekring, vir hulle wat in staat is om die kode te ontsyfer, is hierdie geheime taal die blye nuus, die goeie nuus, die hoop vir hulle wat sonder hoop was. Nou, ek en jy leef ook nie in daai tyd nie. En eintlik is ons ook buitestanders. En ons het eintlik nie die woordeboeke en die vermoë om hierdie kode met ryk en komplekse betekenis te ontsyfer nie, want ons het nie in daardie tyd geleef nie. Dink jouself en jy het ook nie in daai tronk geleef nie. So jy verstaan, ons proef sukkel om dit te verstaan. En dis hoekom baie mense huiwerig is om Openbaring te lees. Want Openbaring bly 'n onopgeloste misterie. Ja, so dink baie van ons. Maar die kode kan ontsyfer word. En ons het die sleutel in die hand waarmee ons die kode kan ontsyfer. Jy sien, die boek Openbaring is eintlik nie 'n waarskuwing op 'n vreesaanjaende toekoms wat vir ons voorlê nie. Dis eintlik 'n woord van troos. 'n Woord van troos op 'n wonderlike toekoms wat vir ons voorlê. En as jy kyk na Openbaring, gaan jy eintlik sien dis 'n boek vol hoop in 'n hopelose wêreld. En wat is daardie sleutel? Hier staan dit geskryf. Openbaring 1 vers 5 sien ons van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die koning van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sonde verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. En hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Jy sien, Johannes maak vir ons die gordyn so beskryf hier oop. En as hy die skrif hier oopmaak, dan sê hy vir ons, ek wil julle aandag vestig op Jesus. Ek wil julle aandag vestig op Jesus se lewe, sy dood en sy opstanding. Jesus se dood en opstanding is baie meer betekenisvol as wat ons ooit dink. Dit was meer as net 'n teregstelling deur die gewetenlose, brutale Romeine. Johannes sê, Jesus se lyding, dood en opstanding gee vir ons 'n positiewe uitkoms. Ja, die Christene was geweldig vervolg in die eerste eeu onder die Romeinse bedeling. Maar die geveg is eintlik verby. Want aan die kruis het God alreeds die magte van die wêreld vernietig. Die sonde en die dood en die boosheid het hy kom platvee. Hy het klaar die magtige Romeinse oorheersing in die hoek vasgepen. En later sien ons dat die Romeinse empire het ook geval. Ja, die dood en opstanding het al die vyande van Jesus vernietig. En daarom kom lig Openbaring net so ons so 'n bietjie die gordyn daarop. Hy kom maak 'n bietjie die venster oop. Wat kom wys Johannes se Openbaring vir ons as mens? Hy sê vir ons, hierdie lam wie se bloed gestort is, sit triomfantlik op sy hemelse troon. Hy sê vir ons in vers 8, hy is die Alfa en die Omega.
Hy is die een wat was en wat is en wat kom, hy is die Almagtige. En hy sê vir ons dat Jesus Christus is eintlik die sleutel wat hierdie boek in totaliteit ontsluit. En hy maak dit op 2 maniere moontlik. Eerstens, hy ontsluit die misterie van die boek Openbaring. Maar hy kraak die kode van ons eie lewe met al sy misterie en pyn. Nou ek en jy weet, dit is baie moeilik partykeer om te glo. Want daar is mense wat swaar kry. Maar God kom raak ons aan. En die boodskap van Openbaring is, ja, jy is nie alleen nie. Ja, ons lewe in 'n deurmekaar onvreemdes wêreld. Ons lewe is gevul met onsekerheid, lyding en dood. Maar ons kan onsself identifiseer met Johannes daar op die eiland Patmos. Ja, ons smag soos hulle na troostwoorde. Ons vra baie keer, is daar enige sin in hierdie malligheid? En dan kom Johannes en hy trek vir ons die gordyne op 'n skreefie oop. En hy kom wys vir ons wat na die dood gebeur. Hy sê vir ons in vers 7, kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal sien, ook hulle wat hom deurboor het. En al die volke van die aarde sal oor hom en selfs op tyd weeklag. Ja, in 'n onseker wêreld waar onderdrukking en lyding deel is van ons alledaagse lewe, word hierdie kode gekraak. En daai kode is Christus triomfeer. Ja, op Goeie Vrydag het God alles van ons, wat ons van sy liefde skei, kom vernietig. En ons sien nou dinge wat onsigbaar is vir die wêreld. Ons sien en beleef sy liggaam as ons nagmaal gebruik. Die brood eet en die wyn drink. Ons sien dit wanneer iemand in nood bygestaan word. 'n Glimlag gedeel word. Kos word gemaak vir 'n persoon wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Trane word afgevee. Hartseer mense word vasgehou. Die deur van hoop is nie toegemaak nie. Ons weet die beste is op pad. Ons weet ons gaan hemel toe. En dis goeie nuus. Dit is hoop. Hoop is 'n goeie ding. Een en geen goeie ding gaan nooit dood.